julle, ek is so bly julle is vandag hier by Beleef Kids. Ons gaan kyk na 'n belangrike storie wat Jesus vertel het vir sy dienaars. Hy het vir hulle vertel oor 'n baas en 3 van sy dienaars. Hy het weggegaan op 'n reis en hy het vir hulle elkeen geld gegee om op te pas terwyl hy weg was. Party van hulle het iets goeds daarmee gedoen. Hulle het dit daarmee gewerk en hulle het nog geld gemaak. Maar een van die dienaars was bang en hy het die geld in die grond begrawe. Wat sal jy doen as mamma vir jou 'n sak geld gee? Het jy al ooit daaraan gedink? Nou, terwyl ons na hierdie video kyk, wil ek hê julle moet mooi dink oor hierdie vraagie wat ek nou vir julle gaan vra. Is julle reg vir hom? Wat het die goeie dienaars gedoen met die geld wat hulle baas vir hulle gegee het? Sal jy onthou? Kyk bietjie mooi of jy kan sien, wat het die goeie dienaars met die geld gedoen wat hulle gekry het? Kom ons kyk gou nou saam na hierdie video. Stories of the Bible, the parable of the 3 servants. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water Oh, hey guys. and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus was sitting at the Mount of Olives with his disciples and teaching them about the kingdom of God. Jesus told his disciples a story. He told them that the kingdom of heaven would be like a man going on a trip who asked 3 servants to take care of his money. The man gave each of his servants different amounts of money according to their ability. To one of his servants, he gave 5 bags of money. He gave another 2 bags, and he gave the 3rd servant 1 bag of money. Then he went on his trip. See ya! The man who had been given 5 bags of money invested the money and gained 5 more bags. All right. The servant with 2 bags of money did the same and got 2 more bags of money. Woohoo! But the man who had 1 bag of money put it in a hole and hid the money. After a long time, the man came back from his trip and checked in with his servants to see what they had done with his money. The servant who was given 5 bags of money showed that he had gained 5 more. And the man said, "Well done, good and faithful servant. You did well with small things, so I will let you care for much greater things." Yeah! Then the servant with 2 bags of money showed that he had gained 2 more. And the man was happy and said, "Well done" to the servant. Thank you! Then the servant who had hid the money showed the man the 1 bag of money and said that he had hidden it because he was afraid. Aw. The man said, "You wicked, lazy servant." He said that he should have at least put the money in the bank to get interest. Then he threw out the servant so he would serve him no more. And the man took the money from the servant and gave it to the servant with 10 bags. For he said, "Everyone who uses what he has will get more. He will have much more than he needs. But the one who does not use what he has will have everything taken away from him." Maat, dit is 'n baie belangrike storie wat Jesus vertel het. Die baas het vir sy dienaars geld gegee. Hy het hulle vertrou. 2 van die dienaars het die geld gebruik en meer gemaak. Maar een ou was baie bang. Hy het die geld in die grond weggesteek. Nou, Jesus leer ons nie net hierso van geld nie. Hy leer ons oor alles wat God vir ons gegee het. Dink 'n bietjie mooi aan alles wat jy het. Dink so 'n bietjie. God gee vir jou 'n mooi glimlag. God gee vir jou handjies om te kan help. God gee vir jou 'n stem om te kan sing. God gee vir jou woorde wat jy kan gebruik om iemand se hartjie te laat beter voel, om hulle te bemoedig, né? God gee vir jou tyd, hy gee vir jou liefde en hy gee vir jou baie talente. Wie van julle kan mooi teken? Wie van julle kan dalk lekker sport doen? Wie van julle is baie fliks? Weet jy wat?
God wil hê ons moet alles gebruik wat hy vir ons gegee het. En baie keer as ons oefen om goed te doen, dan word ons beter as wat ons was. So, as jy mooi kan sing, kan jy vir Jesus sing en jy kan sy naam groot maak. As jy mooi kan teken, kan jy dalk kaartjies maak wat jy vir mense kan gee om hulle beter te laat voel as hulle siek is of sommer net vir 'n gewone dag, nê? As jy vriendelik is, kan jy iemand help wat altyd alleen voel. Dink bietjie aan iemand wat jy ken wat die mooiste smile het en dink net hoe voel jy as hulle vir jou glimlag. Dit voel mos lekker. As jy kan deel, dan kan jy wys hoe Jesus vir ander mense ook lief is, nê? Nou, ons lees hierdie storie in Matteus 25 vers 21. En wat sê Jesus? Het die baas gesê vir die mense wat mooi gewerk het met die geld. Mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue dienaar. Nou is dit nie iets wat jy wil hê Jesus moet eendag vir jou sê wanneer hy terugkom aarde toe nie. Ons wil hê Jesus moet bly wees oor hoe ons alles gebruik het wat hy vir ons gegee het. So, hierdie week is jou uitdaging, moenie wegsteek wat God vir jou gegee het nie. Gebruik daai glimlag, gebruik jou woorde, jou mooi woorde, gebruik jou handjies om te help en gebruik al die liefde wat in jou hart is om met ander te deel. Want klein maatjies, julle kan ook groot dinge vir Jesus doen. Het jy dit geweet? Jesus wil jou graag gebruik en hy wil hê jy moet al die talente wat hy jou gegee het, moet jy gebruik om sy naam te verheerlik. OK, ons gaan nou iets lekker in die klas saam doen. Sien julle volgende week.